Baie dankie. Welkom by Fokus. Is lekker om weer hier in die Fokus Ateljee te sit en met jou te gesels oor die grootste nuusgebeure van die week. Nou, die afgelope week het daar 'n paar dinge gebeur wat vir my nogal interessant was en wat praat van wat hier in Suid-Afrika gebeur, wat in Suid-Afrika aan die gang is, maar wat ook oor see groot nuus maak natuurlik. President Cyril Ramaphosa was verlede week op besoek aan die Gauteng provinsie en het onder meer aan die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, gesê, jou stad is vuil. En toe daarna kondig hy aan dat daar 'n spesiale werksgroep aangestel gaan word om Johannesburg reg te ruk. Nou, dit is alles in aanloop tot die G20-beraad wat later die jaar natuurlik in Johannesburg ook aangebied gaan word. So ons is besig om lipstifie op 'n vark te smeer, dis hoe dit vir my voel, maar ons gaan dit natuurlik vanaand bespreek. Dan ook gesels ons oor die vooruitsigte vir hierdie week se begroting. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sou die begroting lewer in Februarie vanjaar. Dit is uitgestel omdat daar nie 'n ooreenkoms bereik is met die DA oor daardie 2 persentasiepunt BTW-verhoging nie. En dis nog 48 uur en daar is steeds geen ooreenkoms met die DA nie. So gaan ons dalk 'n derde probeerslag moet sien van Godongwana om sy begrotingsrede te lewer, of gaan hy suksesvol wees hierdie week. Dan het die departement van gesondheid ook verlede week aangekondig dat hy voortgaan met sy planne vir die nasionale gesondheidsversekering, dit ten spyte van verskeie hofsaake wat die departement en die regering oor hierdie wetgewing in die gesig staar. En dan het die Amerikaanse president Donald Trump ook sy uitnodiging aan boere in Suid-Afrika herhaal en gesê daar gaan 'n bespoedigde proses wees om burgerskap te kry in die Verenigde State. By my hier in die ateljee het ek die operasionele hoof by die Solidariteit Beweging Trust, Werner Riemann. Werner, goeiemiddag. Goeienaand. Goeienaand Anton, wonderlik om hier te wees, hier op die bank hier te sit en saam te gesels, saam met jou en met ons medegas oor al die belangrike dinge wat gebeur. En daai medegas is Jaco Kleinhans. Hy sluit via Zoom by ons aan. Jaco, goeienaand. Ja, goeienaand Anton en Werner, baie lekker om saam met julle te gesels op 'n maandag aand. Jaco, ek gaan sommer by jou begin en ons begin oor dit wat president Cyril Ramaphosa nou verlede week hier in Gauteng kom doen het. Ek was eintlik verbaas dat dit nou eers realiteit word vir die president. Dit het 'n rit geverg deur die Johannesburgse middestad voordat hy besef het wat in Johannesburg aan die gang is. Die inwoners kla al vir jare. Burgerregte organisasies, oppositiepartye in die Johannesburg Metro kla al vir jare en ek noem nou die Johannesburg Metro, maar ek dink dieselfde geld vir baie ander munisipaliteite in hierdie land, oor die toestand van die stad, die munisipale verval wat hy nou eerstehands beleef het. En dan kondig hy aan dat 'n munisipale werksgroep of 'n spesiale werksgroep gestig gaan word om die probleme in Johannesburg nou die hoof te bied. Dit is altyd vir my vreemd hoe hierdie regering te werk gaan. Daar is reeds 'n uitvoerende gesag, die burgemeester met sy burgemeesterskomiteelede wat hierdie stad moet bestuur, en nou ewe skielik is daar amper 'n parallelle burgemeesterskomitee wat nou die dinge moet regryk hier. En president Cyril Ramaphosa salig onbewus van hoe dit hier in ons munisipaliteite gaan. Ja, absoluut Anton. Mens wil amper vra waar het president Ramaphosa skielik nou uit die lug uitgeval met hierdie besoek en wat vir my verstommend is die feit dat die regering natuurlik besluit het om Johannesburg te kies as die gasheerstad vir die G20-beraad. As jy net na die afgelope paar jaar se G20-berade gaan kyk, is dit altyd natuurlik spoggeleenthede. Jy weet, ek dink byvoorbeeld aan Indië se aanbied van die G20-beraad onlangs, Indonesië wat dit ook aangebied het. Hulle kies van hulle pragtigste plekke. Dit word ongelooflik mooi aangebied en dit is 'n vertoonvenster vir daardie land vir 'n hele jaar lank. Daar is verlede jaar tog sekerlik deur die regering een of ander proses gevolg voordat hulle tot die besluit gekom het om die G20-beraad in Johannesburg aan te bied. Ek onthou baie goed, ek was self op daardie tydstip in 'n gesprek met die burgemeester van Kaapstad, wat nog gehoop het dat Kaapstad miskien dit sou kry. Daar was 'n bod gewees van die stad Kaapstad ook om te probeer dat die G20-beraad daar aangebied word. Maar die regering het op een of ander basis, en 'n mens kan maar net vermoed dat dit gaan oor politiek, die feit dat
dat die ANC in beheer is in Johannesburg en in Gauteng, het die regering besluit om en die presidentskap eintlik maar besluit om die G20 beraad in Johannesburg aan te bied. Nou my vraag is maar net, wat is die proses wat hulle gevolg het? Het hulle toe nie agtergekom dat die middestad van Johannesburg vuil is, dat honderde geboue in Hielbrau basies gekaap is deur onwettige immigrante nie, dat enigiets tussen 600 en 800 verkeersligte op enige gegeewe stadium nie werk nie, dat daar duisende slaggate reg oor die stad versprei is wat eintlik nie meer almal herstel kan word nie. Die omvang daarvan het eenvoudig te groot geraak. En dan kan ons nou aanhou praat van al die uitdagings waarvan ons deeglik bewus is in Johannesburg. Hierdie is nie 'n nuwe probleem nie, dis 'n probleem wat oor baie jare ontwikkel het. Ons ken die ou kwessie, dit is iets wat in 2000 en 3000 jaar van die wêreld, waar daar stede bestaan in die wêreld al bekend is, dat 'n stad se infrastruktuur word oor 'n lang periode ontwikkel, Anton. Dit is iets wat oor lang tye ontstaan, en soos wat stede groter word, is daar eintlik net een volhoubare model, en dit is voortdurende instandhouding en vervanging. In die wêreldse geskiedenis het ons gesien dat wanneer daar oor 'n periode van meervoudige dekades, 20, 30 jaar, met ander woorde 2, 3, 4 dekades, bitter min instandhouding plaasvind, dat daar sodanige verval intree, dat 'n stad eintlik nie meer herstel kan word nie, dat dit eintlik baie dekades sal vat om hom uiteindelik weer reg te ruk. Dit raak amper 'n onmoontlike uitdaging, en dan sien jy dikwels in die wêreldse geskiedenis, maar dat stede begin kwyn, dat hulle maar begin tot niet gaan, en dat mense met tyd eintlik wegtrek. Dit is wat in Johannesburg gebeur het, Anton. Johannesburg is verwaarloos vir die afgelope 3 dekades. Infrastruktuur is nie in stand gehou nie, verouderende infrastruktuur is nie vervang nie, en skielik val die president uit die lug uit met 'n besoek aan Johannesburg se middestad, en kom hy skielik agter, hier's 'n probleem, en nou moet iets gedoen word. Kom ons wees eerlik, dit kan nie gedoen word voor November vanjaar nie. Die munisipaliteit het nie die geld of die kundigheid nie, die provinsiale regering het nie die geld of die kundigheid nie, die nasionale regering het nie die geld of die kundigheid nie, en ek is toenemend oortuig daarvan dat die G20 beraad besig is om 'n verleentheid vir Suid-Afrika te raak, nie net weens die Amerikaanse regering se afwesigheid en se opmerkings nie, maar uiteindelik die gesig wat Suid-Afrika of Johannesburg dan nou vir Suid-Afrika gaan wees tydens hierdie beraad. Dan kry jy ook nou natuurlik Werner, die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi se toondoof reaksie. Hy het aan president Cyril Ramaphosa om verskoning gevra. En direk daarna sê omtrent elke inwoner in hierdie stad, wanneer gaan jy aan ons om verskoning vra? Ons bly hier. Ons gaan elke dag gebuk onder hierdie swak dienslewering wat julle nie net in Johannesburg nie, in die hele provinsie vir ons bied. Verkeersligte wat nie werk nie, slaggate, riviere wat oorstroom en die pad werk toe vir my eintlik onmoontlik maak. Vullis wat nie verwyder word nie. Jy vra om verskoning aan die president omdat hy een keer hier op besoek was. Ek moet elke dag hierso wees. Heeltemal toondoof reaksie. Geweldig toondoof. En as ons dink hierdie gebeurtenis het nou ewe skielik, is ons nou dankbaar dat hier nou 'n werklikheid ingesak het, want nou sien hulle hoe Johannesburg lyk en ryk waarskynlik ook. En nou gaan die president intree. Kyk nou na wat is dit wat hulle sê die oplossing is. Nou word 'n presidensiële taakspan, Metro Johannesburg taakspan saamgestel, en hulle gaan die kenners kry, en die kenners en die kundiges gaan hierna kyk, en hulle gaan begin Johannesburg regryk. Ons moet net bietjie meer saamtrek, en daar's hierdie geneigtheid wat ook 'n vreemdheid is, wat as daar 'n reuse krisis is, dan is die antwoord om 'n taakspan aan te kondig. En as jy luister ook na premier Lesufi, hy was 'n paar keer op die media gewees, en toe dit amper so baie inskikkelik hoe hy praat. So hy sê hy herken die probleem, hy het dit om verskoning gevra vir Ramaphosa, en hulle gaan dit nou regstel, en dan praat hulle van al die spanne wat hulle saamstel en hoe hulle dinge gaan doen. En mens verkeer dan onder die indruk, as jy na hulle luister, dat hulle dink dit is die werk. Die werk is om 'n taakspan aan te stel. En dit beteken hulle merk daardie boksie. Die taakspan is aangestel, en dan maak hulle asof hierdie probleem nou eintlik uitgeklaar is, wat dit nie is nie. Nou vir interessantheid, Anton, as jy moet raai, hoeveel van hierdie taakspanne dink jy is al deur Ramaphosa opgerig? Ek sal sê maklik 200. 200, okay. Hy het al van 2018 tot 2023
het hy 110 kommissies en taakspanne en soos die Engelse woord war rooms, werksgroepe, kommissies saamgestel. En kan jy in een ding wat regtig iets uitgelewer het, wat regtig 'n uitkoms gekry het. As mens die Sonderkommissie dalk moet tel, die Sonderkommissie het, wat soos baie lank gewees, het baie geld gekos vir die belastingbetaler, daar's amper 100 ANC amptenare direk gekoppel daaraan, so mens sal miskien sê daai kommissie was geslaagd in sy taak om die korrupsie uit te wys en 'n deel te maak van die openbare rekord, maar die uiteindelike uitkoms moes wees dat daar vervolging is van hierdie misdadigers, van hierdie mense wat aanhou 'n stelsel uitbuit wat geneig is tot korrupsie. Dit het nie gebeur nie, so daar is waarskynlik min enkeles of selfs geen van hierdie kommissies wat gewerk nie. En nou nog voor November, so hulle is nog steeds heeltemal uitvoering uit met die werklikheid. Hulle gaan nog steeds probeer maak asof eintlik is alles reg en dalk gaan ons sien dat hulle 'n soortgelyke ding doen wat Gavin Newsom gedoen het, die goewerneur van California, wat toe hulle ook buitelandse besoekers, ek dink dit was nogal die Chinese gewees, Jaco sal my kan reghelp, maar die Chinese gewees wat na California toe gekom het en hulle toe die strate reg skoon gevee, hulle het die paaie mooi gemaak, hulle het soveel gedoen net vir daai beperkte roete vir die internasionale gaste kom. Ek wil waag om te sê, ek dink die wêreld raak meer en meer ontnigter oor die werklikheid van die ANC en die werklikheid van die stand van Suid-Afrika. Ek dink die G20 leiers, watter land hulle ook al vanaf kom, of dit nou uit Europa, Amerika of Asië is, hulle is baie meer op hoogte van die werklike stand van die land en die ANC as wat was 10 jaar, 15 jaar terug. So selfs al plaas hulle soos jy gesê het, 'n lipstick op 'n vark. Ek dink nie die wêreldleiers en die wêreld gaan langer meer daarvoor val nie. Jaco, en die ding is, ons praat nou hier van die G20-beraad wat in Johannesburg aangebied word, maar hierdie model wat Werner ook nou genoem het, word gevolg in elke liewe klein munisipaliteit in hierdie land. As daar 'n probleem is, dit moet 'n taakspan wees wat hierdie probleem gaan oplos. Ja, en dan sien ons dat munisipaliteite word onder administrasie geplaas, maar onder administrasie van wie en wat, jy weet, van dieselfde ANC wat daardie munisipaliteite laat misluk het. Daar's so 'n taakspan in eThekwini wat die Durban munisipaliteit is. Kyk hoe lyk Durban. Kyk hoe lyk Ekurhuleni aan die Oosrand. Kyk hoe lyk Nelson Mandela Bay, Kebega of Port Elizabeth. Kyk hoe lyk die Mangaung munisipaliteit en Bloemfontein, waar daar al taakspanne saamgestel is om waterprobleme te probeer oplos en vullisprobleme te probeer oplos en ja, 'n taakspan vir elke liewe ding wat eintlik bloot, soos Werner sê, die werk is van die munisipale bestuurder en raadslede wat almal sakke vol geld kry. Nou moet julle onthou, hierdie taakspanne word almal ook vergoed. Almal wat op hierdie taakspanne dien, kry reuse vergoeding, honorariums vir hierdie werk wat hulle doen. En waar is die sukses? Gaan na Lichtenburg in Noordwes, die Ditsobotla munisipaliteit. En kyk hoe lyk dit in Lichtenburg. Lichtenburg wat een van ons regtig spog groter dorpe in die land 30, 40 jaar gelede was, is 'n gemors vandag. Jy kan nie ry in die strate nie. Mense sit vir 'n week of 2 sonder water en elektrisiteit. Vullis word nie verwyder nie. Die stadsaal het afgebrand, die munisipaliteit, die museum het afgebrand. Dis een groot gemors en hy was nou al onder administrasie geplaas en daar was al komitees aangestel. Daar was herverkiesings van al die raadslede gewees. Dis steeds een groot gemors. Dit het onlangs in Tabazimbi gebeur in die Limpopo provinsie. Mens kan die voorbeelde bly herhaal. Die olifant in die vertrek is die ANC. Want daar is uitsonderings. Daar's uitsonderings soos Kaapstad. Ek het in Kaapstad studeer wel 25 jaar gelede. En ek kan vir julle sê hoe Kaapstad gelyk het onder ANC beheer. Kaapstad was so onveilig dat ons as studente nie in die aand kon beweeg nie. Die stad was vuil, die stad het moeg gelyk, die stad se infrastruktuur is nie in stand gehou nie. Vandag is Kaapstad 'n ander plek. Dieselfde kan gesê word vir talle dorpe in die Wes-Kaapse platteland, die Suid-Kaap, die Karoo. Ek kan talle voorbeelde opnoem van plekke wat wel omgekeer is en waar dit beter gaan. En dit is nou maar waar koalisies van oppositiepartye met tyd ingebring is en saamgewerk het om dit wel om te keer. Maar daar waar die ANC in beheer was van die omkeerstrategie, in beheer was van watter plan ook al aangekondig is, het dit nie gewerk nie. En ongelukkig moet ons vir onsself sê, dit is wat met Johannesburg tans gebeur. En hier is 'n groter implikasie.
Dis 'n groter implikasie as net die G20 beraad waaroor ons almal spyt moet wees, want dit het sekerlik daar 'n wesenlike implikasie in terme van die beeld van die land, maar ons moet ook onthou dat Johannesburg is steeds die ekonomiese hoofstad van Suid-Afrika. Dit is steeds die stad waar honderde maatskappye se hoofkantore gesetel is, waar internasionale maatskappye vanuit sake doen in die res van Suid-Afrika, maar veral ook die res van Afrika. Dit is 'n belangrike ekonomiese hartland vir Suid-Afrika en vir Suidelike Afrika ten minste. En die werklikheid die afgelope tyd is maatskappye begin onttrek uit Johannesburg, maar hulle onttrek nie net uit Johannesburg nie, hulle onttrek uit Suid-Afrika. Verlede jaar alleen het ons gesien hoe Amerikaanse en Europese maatskappye begin onttrek het. En die gevolge hiervan is huispryse wat daal, die gevolge is die belastingbasis wat al hoe meer verklein, miljonêers in Johannesburg raak al hoe minder, hulle verlaat nie net Johannesburg nie, hulle gaan soms na die Kaap, maar dikwels ook oor see, en as jou belastingbasis kleiner raak, is daar eenvoudig ook minder geld om hierdie geweldige agterstand met infrastruktuur in te haal. So, Anton, om jou vraag te antwoord, ja, die punt is net, ek sien nie 'n werkbare oplossing hier nie, omdat daar geen baanrekord is, van waar die Ramaphosa bewind oor jare daarin geslaag het om enige ander munisipaliteit suksesvol om te draai nie. Ramaphosa, jou land is vuil. Net hierna gaan ons voort met Fokus. Jy is ingeskakel op Fokus saam met my Anton Meyer, my gaste vanaand Werner Human en Jaco Kleinhans wat op Zoom by ons aanskakel. Ek wil graag gesels oor die begroting wat die minister van Finansies Enoch Godongwana Woensdag moet lewer, Werner, en ons het nou in die verlede gesien, of onlangse verlede, in Februarie gesien, die DA wat gesê het, daar's geen manier wat ons 'n 2 persentasiepunt BTW verhoging sal steun nie, en ek dink die ANC wat die eerste smaakie gekry het van hoe dit werk in 'n regering van nasionale eenheid. Jy kan nie net goed deurdruk en op nommer 99 vir jou RNE-vennote vertel van dit wat jy wil doen in hierdie begroting nie. En dis nou 48 uur voordat die begroting weer gelewer moet word, tweede probeerslag, en daar is sprake van nog 'n BTW-verhoging, maar weer eens geen ooreenkoms wat daar nou al bereik is met die DA oor hierdie begroting van minister Enoch Godongwana nie. En dit lyk of dit afstuur op 'n krisis, maar die groot rede is, en ek verstaan waarom die DA sê nie, ons gaan dit nie steun nie, is die DA, die Wêreldbank, klomp organisasies sê besnoei, en die ANC sê spandeer. Presies, en dit is 'n baie belangrike oomblik hierdie. Dit is iets hierdie terugstoot wat die DA nou gee is baie welkom. Dit is baie nodig en mense wou graag gehad het dat hulle dit in die tye van Bella moes gedoen het, om dood eenvoudig 'n streep te trek en sê hiertoe nie verder nie, dat hulle 'n groter ding moes gemaak het van die onteieningswet wat geteken is sonder hulle medewete. En daar's nog talle NGV byvoorbeeld, ewe skielik redelik in die begin tyd na die RNE gevorm is, het hulle ewe skielik ook 'n sagter posisie op die NGV gevat. Ewe skielik is die oorhoofse boodskap dat hulle 'n doeltreffende ministers wil wees, en doeltreffende amptenare wil wees, en dit het uiteindelik 'n tyd geskep. En dit beteken nie hierdie is maklik nie, Anton, maar dit het uiteindelik hierdie momentum vir die ANC begin vestig. En daardie momentum wat die ANC doen, is hulle skep, ek wil amper sê, mens kan sê 'n werklikheid, soos ons onderteken het hierdie wet, ons gaan net voort soos wat ons sê, en dan hanteer ons maar die ongemaklikheid daarna. En waarom doen hulle dit? Want tot dusver was daar nie betekenisvolle terugstoot gewees op dit wat die ANC doen in die rigting waarna hulle beweeg nie. En dit het uiteindelik nou tot hierdie BTW, en dit is 'n baie belangrike oomblik vir die land, nie net wat die ekonomie aanbetref en die begrotingsrede ook nie, maar ek glo dit is 'n oomblik wat bepalend kan wees oor hoe hierdie RNE vorentoe gaan funksioneer. Ek hoop die partye tot die RNE, wat nie net die DA is nie, maar die VF+ ook, moet uiteindelik raak sien dat die taak wat hulle het, is om die rigting te verander waarin die RNE of die regering beweeg. As jy te sag is, jy staan te veel terug, jy gee te veel toe, dan beteken dit jy gaan op die ANC-programme geplaas word, en jy gaan eintlik uitvoerders van hulle beleid is, en dit is nie waarvoor die kiesers, insluitend die ANC-kiesers wil ek sê, gestem het nie, om uiteindelik 'n pad te beweeg, wat presies dieselfde is, as wat ons gehad het nie. Nou volgende, wat ek dink, wat baie belangrik is met die oog op Woensdag, is nog baie onseker wat gaan gebeur, maar die Sunday Times het 'n interessante berig. Dit was die voorblad gewees van Sunday Times gister gewees.
ek hoop dat die uitkoms van Woensdag geensins gaan neerkom op 'n BTW-verhoging nie. Die ANC probeer uiteindelik, soos ek genoem het, 'n werklikheid skep oor BTW wat gehoog word. So nou het hulle gevra vir 2%, maar miskien kry hulle 0.75 of 0.5%. Dit is nie 'n oorwinning nie. Dit is geensins 'n oorwinning nie. Sunday Times het verder berig dat dit wat op die tafel is nie net 'n BTW-verhoging vir nou nie. Dit is wat ingebou is in hierdie begroting, dat as die ekonomie nie na wense groei nie, dan kan daar verdere belastings verhef word om seker te maak dat die staat sy geld kry. As ons vir 'n oomblik stil staan, die boodskap is dat as die beleide nog steeds onvriendelik bly om 'n ekonomiese omgewing te help skep, en Suid-Afrika het potensiaal. As die beleide onvriendelik bly om ekonomiese groei te bewerkstellig, en hulle verhard nog in NGV en Bella en al die goed wat ekstra koste is, al die wetgewing kos baie meer geld, en hulle verhard in al hierdie en hulle maak beloftes aan die staatsdiens personeel wat nou al by 700 miljard 'n jaar beloop, en hulle kan dit nie maak nie, het hulle die agterdeur oplossing vir homself ingebou wat sê dan kan hulle net die belastings verhoog. En nou word al die partye daarbey ingetrek. So ek dink daar's onder geen omstandighede waar die DA en die VF+ en ek sal eintlik sê die ander partye ook moet instem tot 'n beginsel wat sê ons kan BTW verhoog nie. Die fokus moet wees besnoeiing. Die fokus moet wees dat daar op 'n beleidsvlak verandering moet gebeur, en hoe langer die ander partye neem om die kwessie van beleid uiteindelik op die tafel te plaas, hoe minder is die kans in die toekoms dat daar 'n beleidsverandering gaan wees. Ons kort 'n beleids- en 'n rigtingsverandering in die land om dit beter te maak vir almal. Uiteindelik het ons nou 'n posisie waar die ANC daai koers net wil kry. Ek dink die ANC sal selfs tevrede wees met 'n 0.5% BTW-verhoging. Waarom? Want dan is daai presedent geskep. Dan is dit baie moeilik om dit om te draai. Net vinnige 'n syfer. Ons is al waar ons nou staan is 'n 5% van 'n BBP tekort op die begroting. Dis so 280 miljard. Dis terloops die bedrag wat aanvanklik begroot is vir die NGV. Daar's doeteenvoudig nie meer geld of enige ruimte om nog meer hier te speel nie. Daar kort 'n dringende verandering en die BTW, het sal baie sleg wees as ons by Woensdag se se begrotingsrede kom en uiteindelik is BTW ingesluit met een of ander 'n korttermyn politieke manoeuvring, wil ek amper sê, oor hoe hulle self posisioneer die ander partye om hierby verby te kom. Die antwoord moet wees geen BTW-verhoging nie en meer druk om 'n beleidsverandering teweeg te bring. Jaco, ek het lekker gelag toe die ANC eintlik maar die DA probeer bang maak het met die rooi gevaar. Gesê, as julle nie hierdie goedkeur nie, dan gaan ons na die EFF en dan vra ons vir hulle om dit goed te keer. En toe sê die EFF, op geen manier gaan ons 'n BTW-verhoging goedkeur nie. So die ANC wat hier in 'n hoek gedruk word, en ek hoop regtig dit wat Werner hierso sê gebeur Woensdag wanneer Enoch Godongwana hierdie begroting lewer, dat ons geen BTW-verhoging sien nie. Ja, kyk, Anton, dit is verstommend, jy weet, want BTW-verhogings wêreldwyd is baie ongewild by kiesers, nou, en ons sien reeds dat die ANC op 'n skerp afwaartse kurwe in terme van sy steunbasis verkeer. En wat vir my maar net sê is dat hierdie voorstel vanuit die ANC om BTW te verhoog en dramaties te verhoog. Ons moet onthou 'n 2% verhoging is 'n dramatiese verhoging. Dat dit deur twee dinge gedryf word, deur een desperaatheid en deur twee ideologie. Kyk wat ons weet van hierdie begroting en die elemente wat ek dink nie baie gaan verander in hierdie begroting nie, is hierdie 'n harde sosialistiese begroting. Dit is 'n begroting wat toelaas al die geweldig baie staatstoelaas wat betaal word met meer as inflasie verhoog. Nou daardie toelaas verhoog al vir die afgelope hoeveel jaar met meer as inflasie. Dan wil hulle ook die basiese inkomste toelaag permanent maak. Nou dit is 'n harde sosialistiese toelaag, jy weet, waarvoor daar eintlik geen ruimte in die Suid-Afrikaanse begroting is nie. Ons sit met reuse staatsskuld, soos Werner gesê het, 'n 5% begrotingstekort. Nou kan mense miskien argumenteer, ja, maar ander lande se begrotingstekorte is selfs meer. Maar ons moet onthou Suid-Afrika se staatsskuld is baie duur. Die regering betaal 'n baie hoë rentekoers op staatsskuld omdat ons sulke swak kredietgraderings het. So enige nuwe staatsskuld wat gemaak word, is geweldig duur. En dan is dit baie verstommend, jy weet, dat mense soos die voorsitter van komitees in die parlement die afgelope week praat van 'n gebalanseerde begroting en dat hulle 'n BTW-verhoging daarvoor nodig
nodig het. Suid-Afrika het nie 'n gebalanseerde begroting in 15 jaar gehad nie. Ons het dit laas in die tye van Trevor Manuel gesien in Thabo Mbeki. Die afgelope 15 jaar maak ons net meer en meer skuld sodat 'n sosialistiese ideologies gedrewe begroting elke jaar aangekondig kan word. My kommer is die belasting gaan in elk geval verhoog in hierdie begroting. Hoekom sê ek dit? Belastingskale gaan waarskynlik nie aangepas word nie, so elkeen van ons gaan eintlik maar net meer belasting betaal, want inflasie styg, ons salarisse styg en dis val ons baie maklik in 'n hoër belastingskaal, so jy betaal meer inkomstebelasting. Ons weet die minister gaan belasting verhoog op 'n hele klomp dinge, brandstof, aksiesbelastings, daar's 'n hele klomp belasting wat verhoog gaan word. So ons almal gaan nadat hierdie begroting aangekondig is, in elk geval armer wees, meer belasting betaal. Ons gaan minder kry vir ons belastinggeld. Ons kry al klaar baie min, maar ons gaan nog minder kry vir ons belasting, want daar word besnoei op allerhande strategiese spandering, soos infrastruktuur. Wat sou ons graag almal wil sien? Ek dink die meeste luisteraars van Pretoria FM sal saamstem. Ons wil baie graag beter paaie sien, beter instandhouding van paaie. Nee, daar word besnoei op infrastruktuurspandering, daar word besnoei op polisie en verdediging, op veiligheid, die dinge wat vir ons belangrik is, maar daar word meer en meer geld elke jaar spandeer op hierdie welsynstaat, hierdie geweldige enorme welsynstaat, om vir meer en meer mense toelaas te gee, omdat daar nie werk geskep word. En dan is die ironie, dat die minister in die presidentskap verlede week gesê het, dat die begroting moet 3 doelwitte hê. Die een is, dit moet verseker dat daar voorsiening gemaak word vir stygende uitgawes. Met ander woorde, die uitgawes styg, so daar moet meer inkomste wees. Dan moet daar verligting wees vir die werkersklas en middelklas Suid-Afrikaners en die begroting moet in diens staan van ekonomiese groei. Nou, hierdie begroting staan nie in diens van enige 3 van hierdie doelwitte nie. Ons het 'n reuse probleem met 'n stagnante ekonomie en as jy belasting verhoog, is daar eintlik bitter min kans dat 'n ekonomie sal groei. Daar is min lande in die wêreld waar jy sien belastings verhoog word en daar 'n ekonomiese groei plaasvind. As daar nie ekonomiese groei is nie, dan verhoog jou begrotingstekort. Dis 'n feit, jy kan nie jou staatsskuld terugbetaal nie. So, kom ons wees eerlik, of die BTW nou verhoog met 0,5% of 2%, belasting verhoog, staatsspandering verhoog steeds op al die verkeerde dinge. So, dis 'n vraag vir my tussen 'n slegte begroting of 'n baie slegte begroting. Dan op nog 'n punt wat ook eintlik maar te doen het met die begroting, Werner, is die minister van Gesondheid besig om dakteels en marmerblaaie aan te koop vir die huis waarvan die fondasie nog nie gelê is nie en daar in elk geval baie hofsaake is oor of die huis enigstens daar gebou mag word. Ek praat nou hier van die nasionale gesondheidsversekering. Daar is verlede week is daar aangekondig dat daar voortgegaan word met die inwerkingstelling vir van die regulasies wat onder meer bepaal hoe die adviesrade aangestel gaan word vir die nasionale gesondheidsversekering. Ek sien Solidariteit noem dit 'n klap in die gesig van belastingbetalers. En dis presies wat dit is. Daar's nog nie 'n huis nie, daar's nog nie 'n fondasie nie, maar ons koop marmerblaaie en dakteels aan vir hierdie huis. En as ons nog natuurlik nie finansiering vir die huis nie. Ja. So hulle koop die teels en al die luksede aan terwyl daar nie die geld is om die huis te koop nie. En hierdie verwikkelinge is kommerwekkend vir 'n paar redes. Die oorsprong van NGV, by Solidariteit onthou ek toe die eerste openbare aanbiedinge oor NGV gedoen word. Dit was vir my interessant om te sien toe hulle dit aan verskeie belangegroepe doen en die skyfie vertoning van hierdie aanbieding was toe aan belangegroepe gedeel in Solidariteit was een van die eerstes wat daarop in beweeg het. Die openingsskyfie was gewees oor waarom NGV. Nou weer eens as ons nou dink, waarom moet daar 'n NGV wees? Hoe sal mense dit dan verwoord? Jy wil mense hier oortuig van 'n gesondheidsversekering vir sekere doelwitte wat jy wil behaal en hulle begin deur eintlik te sê die rede hoekom daar nie gehalte gesondheidsorg oor die land is nie as gevolg van hierdie privaat sektor. Hulle word uitgebeeld, onthou ek baie goed, as hierdie gaarders, as hierdie selfsugtige mense. Die rede hoekom hele gewone mense, arme mense in die land nie goeie gesondheid het nie, is omdat hierdie mense daai hulpbronne by hulle hou. En dit was 'n baie oneerlike en ek wil amper sê onverantwoordelike en mense kan nog selfs ander woorde ook gebruik om te beskryf hoe mense daai vertrekpunt kan kry.
Regdeur was dit onduidelik geweest wat gaan hierdie NGV ons kos. Naderhand na genoeg druk het die ANC-regering uiteindelik gesê ons hoef nie. Die druk het uiteindelik gekry vir hulle om te sê ons hoef nie te sê wat dit gaan kos nie, want gesondheidsorg is so belangrik, ons hoef nie te sê wat dit gaan kos nie. Solidariteit het toe mense aangestel, een van hulle was Prof Janie Rousseau, hy het 'n verslag saamgestel waar ons sê ons wil uiteindelik 'n poging aanwend om vir julle te wys hoeveel gaan hierdie kos. En dit het uiteindelik uitgeloop op 'n verslag. Die verslag het gestel dat in die mees gunstigste ekonomiese omstandighede van 2018 af, as ons aanneem daar's 2% ekonomiese groei vir die volgende 5 jaar, so ons is nie naby 2%, nie selfs die nuut aangepaste syfers wat die Wêreldbank ook vir ons voorsien, gaan ons nie haal nie. Maar 2% op die aanname van 2% ekonomiese groei vir 5 jaar, het ons 'n tekort van 280 miljard rand. Dis 2800 miljoen rand wat die land nie het nie. En nou met die wete daarvan hou Motsoaledi aan om hierdie te druk. Waaroor gaan dit? Dit gaan beslis nie oor gesondheidsorg nie. Anton, dit gaan oor politiek. Dit gaan daaroor dat die ANC volgende jaar is daar weer 'n verkiesing, plaaslike regeringsverkiesing. Hulle wil een boodskap gee. Hulle wil sê hulle is die party wat uitkyk vir jou belange, die armste van die armstes. Hierdie mense wil dit keer. Daarvoor stem vir ons. Dit gaan oor politiek, dit gaan oor mag, maar natuurlik, soos wat jy uitgewys het in die inleiding hiervan, dit gaan oor geld ook. Dit gaan oor om my beheer van mag, 'n kontrole van mag te behou, hoe die geld vloei. Dit is die punt wat hulle moet kry. En daarom as ek net weer laastens kan aanheg op hierdie punt van 'n vorige punt wat gemaak is, dat uiteindelik binne die regering van nasionale eenheid, die partye en buite die politieke partye, dis hoekom burgerlike instellings so belangrik is. Ons sien hierdie gebeur. Ons moet dit noem vir wat dit is en ons moet uiteindelik sê daar is nie 'n manier wat mens eers hoegenaamd kan mekaar in die middel vind of 'n toegewing maak op hierdie punt nie. NGV moet daar 'n rooi streep regdeur wees, want is die oorsprong daarvan is nie om gesondheidsorg te verbeter nie. As hulle werklik besorgd was oor gesondheidsorg, sou die staatshospitale nie toestand gewees wat hulle was nie. Klinieke sou nie in daardie toestand gewees nie. En hulle sou eers gefokus op dit wat verkeerd is eerder as om dit wat reg is af te breek. Jak, ek wil graag aanbeweeg na ons laaste gesprekspunt en dit gaan oor wat die Amerikaanse president Donald Trump nou ook weer, ek dink dit was Vrydagmiddag laat, het hy nou op Truth Social, sy sosiale media platform, 'n boodskap geplaas oor wat in Suid-Afrika aan die gebeur is. Nou ek is baie bly jy is veilig terug by die huis en dat die valke julle nie ingewag het by OR Tambo internasionale lughawe nie. Maar dit wat Donald Trump op sosiale media plaas, baie mense sien dit in isolasie en dink die Amerikaanse president is mal en hy het nou net 'n nuwe fokus op Suid-Afrika en hy is nou net besig om Suid-Afrika te boelie, maar mens moet dit nie in isolasie sien nie. Vroeër die week, verlede week, is daar ook 'n debat gehou in die Suid-Afrikaanse parlement juis oor hierdie uitvoerende bevel van die Amerikaanse regering waarin daar gesê word dat die befondsing na Suid-Afrika gestop gaan word en ook weer eens baie opreiende uitsprake gemaak. En ek dink in daai konteks het Donald Trump hierdie boodskap weer eens gaan plaas op sosiale media. Absoluut so, Anton. En ek dink wat belangrik is om te verstaan, is dat wat Donald Trump doen is om waarskuwings te stuur aan die Suid-Afrikaanse regering. En dis baie duidelik dat die Trump-administrasie verstom is en eintlik met goeie rede woedend is op hoe die Suid-Afrikaanse regering en politici die afgelope paar weke reageer het. Jy weet, die verstommende soort van dinge wat in daardie parlementêre debat verlede week kwyt geraak is, die anti-Amerikanisme, die haat vir Trump, die haat vir Amerika. Donald Trump is die demokraties verkose Amerikaanse president. Daar's min demokrasie so sterk soos die van die VSA. Daar was 'n verkiesingsveldtog wat maande lank aangehou het. Trump het verlede jaar se verkiesing gemaklik gewen. Hy het meer as 50% van die stemme gekry. Hy is die keuse van 'n meerderheid van die Amerikaanse kiesers. Om na Trump te verwys as 'n diktator en 'n autokraat en selfs 'n soort van nazi-fasis, soos wat mense parlementslede verlede week gedoen het, grawe natuurlik 'n dieper en dieper gat vir Suid-Afrika in hierdie
reeds ernstige kloof wat daar tussen Suid-Afrika en die VSA ontstaan het. En dit vererger. Die bydraende faktore is besig om eenvoudig op te hoop. En wat ons al gereeld op hierdie program ook gesê het, maar ons weer moet beklemtoon, en wat soveel van hierdie liggewig kommentators, jy weet, in die media dikwels misverstaan, is dat hierdie 'n baie lang aanloop het. Dis nie Donald Trump wat skielik op die 20ste Januarie ingehuldig is en iemand in sy kantoor het in sy oor gefluister, daar's moeilikheid in Suid-Afrika, begin hulle aan te val en sleg te sê nie. Daar is die afgelope 3 jaar waarskuwingssyne uitgestuur deur verskillende mense, Republikeine en Demokrate in Washington, wat gesê het, ons is ongemaklik met Suid-Afrika se verhouding met Iran, met Suid-Afrika se optrede in terme van verhoudinge binne BRICS met China en Rusland, ondermynende gedrag teenoor Amerikaanse nasionale veiligheidsbelange, die saak teen Israel wat onaanvaarbaar is, maar dan ook die ernstige kommer oor Suid-Afrika se binnelandse beleid, die onderdrukking van minderhede, die beplanning om op daardie stadium 'n wet deur te voer wat onteiening sonder vergoeding moontlik sou maak. Die onteieningswet is intussen geteken, die Bella-wet is geteken. Ons kan aanhou en aanhou hieroor. Hierdie dinge was op die agenda die afgelope 3 jaar. Dis aanvanklik aan minister Naledi Pandor herhaaldelik oorgedra deur senatore, die vorige minister van buitelandse sake van die Amerikaanse, nog van die Biden administrasie, sedertdien natuurlik nou ook deur die Trump administrasie. En dan wat baie belangrik is om te verstaan, Donald Trump het 'n baie goeie begrip oor Suid-Afrika. Dit is wat my ook verstom, dat party van hierdie kommentators natuurlik glad nie hiervan bewus is nie. Maar Donald Trump lees oor Suid-Afrika, hy is baie goed op hoogte van Suid-Afrika, hy het sedert 2018 'n redelike lewendige belangstelling in Suid-Afrika. Hy het adviseurs wat hom spesifiek oor Suid-Afrika adviseer, maar interessant genoeg, die mense met wie ons in die Withuis gepraat het ook vir ons gesê, dat tydens hierdie 4 jaar wat Trump uit die Withuis uit was, het hy voortdurend oor Suid-Afrika bly lees, hy is op hoogte van die Afrikaner, hy het 'n lewendige belangstelling in die Afrikaner se belange, hoe die Afrikaner georganiseer is, en natuurlik is hy deur byvoorbeeld die landboulobby in Amerika ingelig oor die rol wat boere reeds in Amerika speel, die onmisbare bydrae van die byna 10,000 veral jonger Suid-Afrikaanse boere wat op plase werk en goeie vaardighede bydra tot die landbousektor in Amerika. Trump is oor dit alles baie goed ingelig. So as ons byvoorbeeld dis sien, dat wat Trump doen, en hierdie uitsprake wat hy maak, en hierdie aankondigings wat hy maak, dan is dit juis omdat Trump goed ingelig is. Nie omdat Trump dom as strand is of soos wat sommige politieke leiers beweer het, hy oor misinformasie beskik nie. Dis die teenoorgestelde. Trump is baie goed ingelig oor Suid-Afrika se buitelandse en binnelandse beleid, en hy tree op vanuit 'n vertrekpunt van goeie inligting waaroor hy beskik. So, ek dink ongelukkig, moet ons baie eerlik wees, die Suid-Afrikaanse regering, maar die meeste politieke partye is besig om Suid-Afrika se probleme te verdiep, en onthou Suid-Afrika is nog nie in die moeilikheid eintlik in ons verhouding met Amerika nie. Daar is nog nie ekonomiese sanksies ingestel nie. Ons is nog nie uitgeskop uit AGOA uit nie. Daar is nog ruimte en tyd om dit te herstel. Maar ek sien op hierdie stadium ongelukkig dat die regering en meeste politieke partye eintlik die probleme vergroot as wat hulle enige bydrae lewer tot oplossing hiervan. En dis baie jammer, en dit hoef ook nie so te wees nie. Ek dink dit was gister 'n artikel gelees oor watter goeie bande ander lande in Suider-Afrika het met die Amerikaanse regering, die besoeke wat reeds afgelê is aan president Donald Trump, die gesprekke wat reeds met hulle gehou is, en intussen sukkel Ramaphosa nog om in die Withuis te gaan vergader met Donald Trump, om daardie bande te herstel. Ja, die president van Botswana was natuurlik Vrydag in Washington, Anton. Ja.
Ja, julle sal onthou die president van Botswana was daar, die president van Kenia was daar, Zambië, Rwanda het almal senior afvaardigings in die afgelope 3-4 weke in Washington gehad. Daardie lande het sterk handelsbetrekkinge met Amerika, 'n goeie toename in beleggings. Ek wil vir jou sê hierdie lande, hou Botswana, Zambië, Rwanda, Kenia, nog een of twee ander dop. Hulle gaan reuse beleggings uit Amerika kry, baie meer uitvoer na Amerika oor die volgende 4 jaar. En kyk, hulle ekonomie gaan groei met 6, 7, 8% waarskynlik. Suid-Afrika doen die teenoorgestelde. Hoe dom as strand kan 'n mens nou wees? Daar mis ons die bus. En ongelukkig is dit ook al waarvoor ons tyd het. Jaco, baie dankie vir jou deelname vanaand. Baie dankie Anton. Ook aan jou Werner, baie dankie dat jy op ons bank kom sit het. Dankie Jaco. Ag dankie Anton, dankie Jaco, altyd 'n voorreg. Dis aan die einde van Fokus vanaand. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak volgende week weer so. Totsiens.